Versteurende vrede. Dis nie noodwendig iets wat ons in ons huis beleef nie. In ons huis is dit juis die vrede wat versteur word. En dit gaan gewoonlik gepaard met ons 2 kinders en natuurlik ook partykeer met vinnig vleiende voorwerpe. Maar kan vrede iets anders versteur? Kan vrede chaos omvergooi? Kan vrede te midde van vrees 'n kalmte bring? Ja, dit kan. En as vrede iets anders versteur, verstom dit gewoonlik mense, want dit is 'n vrede wat ons verstand te bowe gaan. Dis 'n vrede te midde van storms, 'n vrede te midde van vrese, 'n vrede te midde van onsekerheid. Ons hoor dit so mooi in die Bybel in Filippense 4, waar daar staan in vers 6, dat ons dank en smeekgebede met God moet deel in gebed. En dan staan daar, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal ons harte en gedagtes bewaak deur Jesus Christus. Dis 'n ander tipe vrede. Dis nie net 'n gemoedstoestand nie, maar dis 'n vrede wat 'n mens beleef en ervaar op 'n ander manier. Dietrich Bonhoeffer, wat 'n oorlog beleef het, wat trauma beleef het, hartseer van mense gesien het, sê, vrede is nie die afwesigheid van stryd nie, maar die teenwoordigheid van God. Karl Barth, die groot teoloog, het gesê, die vrede van God is God self. Ek ervaar baie keer vrede as ek God se teenwoordigheid ervaar. Daar waar daar chaos in jou lewe is, waar daar baie onsekerheid is, waar daar dalk vrees is of angs is, en 'n mens bid, en vir 'n oomblik voel dit asof daar iets van 'n kalmte oor jou spoel en deur jou vloei. 'n Vrede wat jy nie vir iemand anders kan verduidelik nie. So wat is my gebed vir jou vandag? Mag jy daar waar jy besig is in jou gejaagde lewe, met die dinge wat dalk vir jou angs bring, met die dinge wat daar dalk vir jou vrees bring, met die onsekerheid wat daar is, mag dit versteur word deur God se vrede. 'n Vrede wat jou verstom sal laat, vrede wat jou verstand te bowe sal laat gaan, en 'n vrede wat vir jou kalmte bring om te midde van storms, onsekerheid en vrese met wysheid te kan optree. Kom ons bid saam. Ons genadige God, Hemelse Vader, ons dankie dat ons vandag tot U kan bid, te midde van ons wêreldse vrese, onsekerhede en al die dinge waarmee ons worstel. Ons gebed is, Vader, vandag eenvoudig. Laat U vrede deur ons vloei, dat ons U teenwoordigheid beleef, en laat daar 'n kalmte oor ons spoel. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen, die Vredevors. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Indien dit vir jou moontlik is, jy weet al, deel hierdie evangelie met ander. Dalk is daar net iemand daar buite wat weer nodig het om te hoor dat hulle in God se teenwoordigheid vrede sal ervaar. 'n Vrede wat dalk onsekerheid en vrese kan versteur. Tot 'n volgende keer.